Goeiemôre gemeente, welkom by die erediens vanoggend so in die middel van die maand van Augustus. Waar gaan die tyd met ons heen? Ons is vandag bevoorreg om weer eens na 1 Johannes toe te blaai. Hierdie brief wat vir elkeen van ons nog in vandag se tyd, meer as 2000 jaar later, so baie kan beteken en in ons lewens inspreek. En vandag kyk ons na nog 'n liefdeshoofstuk in die Bybel, 1 Johannes 4, wat praat oor God se liefde. Ons fotum kom uit Johannes 3 vers 16 uit, 'n baie bekende vers. Ek lees graag vir ons die boodskap. God het bewys hoe lief hy die wêreld het. Hy het sy unieke seun na die wêreld toe gestuur, sodat elkeen wat in hierdie seun glo, nie verlore sal gaan nie, maar vir altyd saam met God kan leef. Gemeente van die Here Jesus Christus, genade en vrede vir julle, van God die Vader, wie ons liefhet, van God die Seun, wat sy liefde bewys het deur vir jou aan die kruis te sterf, en van die Heilige Gees, wat jou elke dag in liefde lei. Amen. Kom ons neem 'n oomblik om 'n lied saam te sing om die Here te eer. God, as ek in eerbied wonder en al die werke elke dag aanskou, die son en maan, die aarde, sterre, wolke, so onderhou, dan moet ek juig my Redder en my God. Hoe groot is U, hoe groot is U, want deur die hele skepping klink dit song. Hoe heerlik eer die groote naam. Ek sien die veld, die bosse, berge, vlaktes. Ek hoor hoe fluister grasse, stroom en wind. O Heer, U sorg vir klein, vir groot, vir alles, en U sorg dag na dag vir my kind. Dan moet ek juig my Redder en my God. Hoe groot is U, hoe groot is U, want deur die hele skepping klink dit song. Hoe heerlik eer U groote naam. Hoe heerlik eer U groote naam. Distortion, confusion, chaos. Dit is woorde wat ons in ons Digi-sessie wat ons saam gekyk het hierdie week gehoor het deur Dr. Tony Evans. En as ons hierdie woorde hoor, dan beskryf dit nogals die wêreld waarin ek en jy onsself vandag bevind. Ons leef in 'n demekaar wêreld vol gebrokenheid en chaos, waar die waarheid verdraai word, waar mense allerhande stemme vir ons wil sê wat reg en verkeerd is, en wat ons moet glo en nie moet glo nie. Waar stemme van alle kante af vir ons sê wat belangrik is en waar moet wees in ons lewens.
En tussendeur al die stemme wonder ek en jy partykeer, wat is die waarheid nou? Wat is leuns? Wat is goed en wat is kwaad? Wie kan ek vertrou en wie nie? En dan vra ek myself ook 'n ander vraag af, as ek na hierdie gebroke wêreld kyk. Where is the love? Ons het in Johannes 3 vers 16 gehoor, God het hierdie wêreld lief. Hierdie gebroke wêreld vol chaos, waarvan ek en jy ook deel vorm. En dat hy ook hierdie wêreld so lief gehad het, dat hy sy liefde bewys het deur sy seun te stuur. Jare gelede het Black Eyed Peas 'n lied uitgebring en hulle het juis gevra, where is the love? Waar is die liefde? Waar is hierdie liefde van God waarvan ons hoor in Johannes 3 vers 16? Ons sien dan soveel woede, ons sien soveel verdeeldheid, soveel veroordeling. Ons sien hoe mense mekaar afbreek eerder as om mekaar lief te hê. Waar is al die liefde? En dit is presies waar ons in 1 Johannes 4 afskop en waar dit ons kan kom ontmoet in ons eie konteks. Johannes het vir homself meer as 2000 jaar gelede ook gevra, maar waar is die liefde dan? Hy wat homself ook in dieselfde gebroke, die mekaar wêreld vol chaos bevind. En Johannes sê nie bloot vir die eerstehandse hoorders probeer om beter mense te wees nie. Hy sê iets veel dieper en hy sê dit ook vir ons vandag. Hy neem ons terug na die bron van liefde. En ons hoor dit in 1 Johannes 4 vers 7. Geliefdes, laat ons mekaar lief hê, want die liefde is uit God. En elkeen wat lief het, is uit God gebore en ken God. Johannes sê eintlik vir my en jou vandag, as jy wil weet waar die liefde is, moenie na die wêreld kyk nie, maar kyk eerder na die God van die wêreld beheer. Die God van die wêreld. En as jy wil weet hoe God se liefde lyk, dan kyk jy na Jesus. En as jy wil weet of daar die liefde werklik in ons is, dan kyk jy na hoe ons mekaar behandel. Johannes begin hierdie gedeelte nie met liefde nie. Hy begin dit met onderskeiding. En ons lees in 1 Johannes 4 vers 1, geliefdes, moenie elke gees glo nie, maar toets die geeste of hulle van God kom, want daar is reeds baie vals profete in die wêreld. Hoekom? Hoekom sê Johannes dit? Omdat elkeen nie die waarheid praat nie. Daar is vals profete en verkeerde leer en dit het toe al ontstaan. En dit is presies waar die Heilige Gees dan inkom en 'n baie belangrike rol in my en jou lewe speel. Hy help ons om te onderskei tussen die waarheid en die leuns. Die Heilige Gees is nie net die een wat ons goed laat voel tydens aanbidding nie. Hy is ook die Gees van waarheid, soos Johannes hom noem. En hy help vir my en jou onderskei. Waarheid van leuen, lig van duisternis, God se stem teenoor die stemme van die wêreld. En wanneer jy in gemeenskap met die Heilige Gees leef, leer hy jou hoe om te vra, is dit waar? Is dit Bybels? Is dit van God af of van die wêreld af? En wat sê dit oor Jesus? Want Johannes gee vir ons 'n belangrike toets in vers 2. Hieraan ken julle die Gees van God. Elke gees wat bely dat Jesus Christus vlees geword het, is uit God. Met ander woorde, dit gaan alles oor Jesus. Dit gaan oor Jesus wat werklik God is. Hy het ook werklik mens geword en hierdie is die een wie ons aanbid. En alles wat in lyn is met Jesus as die Christus, is die waarheid. En dit wat nie daarmee in lyn is nie, is nie. Dit is interessant dat Johannes, wanneer hy oor liefde begin praat, eers oor Jesus praat. Want ons kan nie verstaan wat liefde is, as ons nie verstaan wie Jesus is nie. Jesus was nie net 'n goeie mens nie. Hy was nie net 'n profeet nie. Hy was nie net 'n morele voorbeeld nie. Hy was nie bloot iemand wat ons geleer het hoe om lief te hê nie. Jesus is Christus. Jesus is God wie mens geword het. En Johannes sê dan in 1 Johannes 4 vers 16, ons ken en vertrou die liefde wat God vir ons het. En hoe leer ons dit ken?
deur Jesus. Jesus is God se liefde wat vir my en jou sigbaar geword het. Dr. Tony Evans sê, Jesus is God se selfie. Nie omdat Jesus maar net 'n afbeelding van God is nie, maar omdat hy die sigbare beeld van die onsigbare God is. Soos ons in Kolossense 1 vers 15 saam lees. So as jy wil weet hoe liefde lyk, kyk na Jesus. As jy wil weet hoe God optree, kyk na die lewe van Jesus. As jy wil weet hoe ver God bereid is om vir jou, 'n gebroke mens, 'n sondaar te gaan, dan kyk jy na die kruis. En hier moet ons dan ook baie versigtig wees wat ons oor Jesus sê. Ons mag hom nie minder as God maak nie, maar ons mag ook nie iets by sy mensheid voeg wat hy nie is nie. Ons hoef Jesus nie te verminder of te vergroot nie. Ons moet hom bely, soos die skrif hom aan ons geopenbaar het. Hy het waarlik mens geword. Hy was nie bloot 'n gees of 'n spook hier op aarde nie, maar hy is ook 100% en waarlik God. Hy verdien al ons lof en aanbidding en ere. Hy het nie opgehou om God te wees toe hy 'n mens geword het nie, en hy het nie opgehou om mens te wees nie. Hy is seun van God wat in vlees gekom het. Hy het homself aan ons kom openbaar. Daarom kan ons saam met Johannes sê, Jesus Christus is Here. En dit beteken alles vir ons. Dit bepaal ons hele lewe. Want as Jesus Here is, behoort my lewe aan hom. En dan kom Johannes by een van die bekendste stellings in die Bybel, 1 Johannes 4 vers 16b. God is liefde, en wie in die liefde bly, bly in God, en God bly in hom. Let hier mooi op, Johannes sê nie God het liefde nie, hy sê God is liefde. En liefde is nie maar iets wat God net soms doen nie. Liefde behoort aan die hart van wie God is. En dit maak sin wanneer ons verstaan wie God is. God is Vader, hy is Seun en hy is Heilige Gees. Een God, 3 persone. Hy het van alle ewigheid bestaan en hy is die volmaakte God. Hy staan ook in 'n volmaakte verhouding van liefde met homself. Die Vader het die Seun lief, die Seun het die Vader lief, die Heilige Gees is nie 'n afstandelike krag nie, maar die persoon wat ons in hierdie verhouding met God intrek. Hy is die een wat ons in sy liefde intrek, want God is liefde. En wat doen liefde? Liefde gee. Liefde beweeg na ander, liefde offer op, liefde soek die voordeel vir ander. En daarom sê Johannes in vers 10, 9 en 10, hierin bestaan die liefde, nie dat ons God lief gehad het nie, maar dat hy ons lief gehad het en sy Seun gestuur het, as versoening vir ons sondes. Dit is die hart van die evangelie. God se liefde is nie net 'n gevoel nie, God het sy liefde bewys. Hy het sy Seun gestuur, want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy Seun gestuur het. God se liefde het hande en voete gekry. Dit het 'n kruis gekry. God se liefde het bloed gekos. Dit het 'n graf binne gegaan. En God se liefde het opgestaan. God se liefde word bewys deur wat Jesus gedoen het. Vers 9, hierin is die liefde van God aan ons geopenbaar, dat hy sy unieke Seun na die wêreld gestuur het, sodat ons deur hom kan leef. En dan kom Johannes volgende hier in 1 Johannes 3 en hy bring die boodskap baie naby aan elkeen van ons. Want dit is maklik om te sê ek het God lief. Dit is maklik om tydens aanbidding te sing of met 'n gebed te sê ek is lief vir U. Dit is maklik om te sê God is liefde, maar Johannes vra, waar is die liefde? En hoe lyk hierdie liefde in ons alledaagse lewe? Vers 11, geliefdes, as ons God so lief gehad het, behoort ons ook mekaar lief te hê. God het ons lief,
Daarom het ons mekaar lief. Nie ek moet mense lief hê sodat ek God kan lief hê of sodat God my kan lief hê nie. Nee, die evangelie leer vir my en jou. God het my eerste lief gehad. Ek verdien dit nie. Ek kan dit nie koop nie. Ek kan dit nie verdien nie. Hy het my lief. En hy het my eerste lief gehad. En omdat ek sy liefde ontvang, kan ek liefde gee. Ons kan nie sê ek het God lief, maar ek kan nie my broer of my suster verdra nie. Johannes sê nee. As God se liefde in jou is, behoort daardie liefde deur jou na ander mense toe te vloei. Hier kom een van die mooiste stellings in hierdie gedeelte, vers 12. Niemand het God ooit aanskou nie. As ons mekaar lief het, bly God in ons en het sy liefde in ons tot vervulling gekom. Niemand het nog ooit vir God gesien nie. Maar mense kan iets van God se liefde sien wanneer hulle my en jou sien en die liefde van God wat ons uitdra. Dink daaroor. Jou buurman kan dalk nooit 'n Bybel oopmaak nie. Jou kollega gaan dalk nooit kerk toe gaan nie. Jou kind mag dalk nie altyd luister wanneer jy iets oor God vir hulle probeer verduidelik nie, maar hulle almal kan sien hoe jy optree. Hulle almal kan sien hoe jy vergewe. Hulle kan sien hoe jy reageer wanneer iemand jou kwaad maak en jy dit nie terug aan hulle doen nie. Hulle kan sien hoe jy reageer wanneer jy seer gemaak word. Hulle kan sien of jou geloof jou sagter of harder maak. En hulle kan sien of Jesus werklik iets aan jou lewe verander. Hulle kan nie vir God sien nie, maar hulle kan God in jou sien. Iemand kan dalk vir God se liefde ervaar in jou doen en late. Hulle kan liefde ontvang deur jou. En dit is 'n geweldige verantwoordelikheid, maar ook 'n groot voorreg. Daarom wil ek vandag vir jou 'n eenvoudige uitdaging gee, uitdaging wat Dr. Tony Evans vir ons ook gegee het in ons DJ-sessie. Verhoog jou liefdesvlak. Nie net in wat jy sê nie, maar ook in wat jy doen. Wie moet jy hierdie week lief hê? Wie druk die Here op jou hart? Wie is moeilik om lief te hê? Kan jy hulle dalk vergewe, omdat hulle jou seer gemaak het? Wie het jy afgeskryf of begin vermy? Wie het in jou hart veroordeel geword? Is dit nie vandag tyd om hulle terug lief te hê nie? Want dit is wat God van ons vra nie. Hê jou vyande lief. Want dit is maklik om iemand lief te hê wat lief is vir jou. Maar Jesus sê, wees lief vir jou vyande. Dit is waar Christelike liefde anders begin lyk as die wêreldsin. Want ons liefde is nie gebaseer op verdienste nie. Ons liefde is nie, jy moet dit eers verdien nie. Of, wat kan ek daaruit kry nie. Ons liefde is gebaseer op wat Christus alreeds vir my en jou kom doen het. Ons kan liefde dan sien soos 'n stroom, soos water wat vloei. Ons het in die Johannes Evangelie gehoor van strome lewende water wat deur my en jou moet vloei. So God se liefde is dan nie bedoel om by my en jou te stop nie. Dit is eintlik bedoel om deur ons te vloei. God het jou lief gehad sodat jy lief sal hê. Nie sodat jy al sy liefde sal opgaar nie, maar dat die liefde in jou sal voortgaan na ander. Jy ontvang en jy gee. Jy ontvang en jy gee. En soms gebeur iets ongeloofliks. Hoe meer jy God se liefde aan ander uitdeel of bewys, hoe meer begin jy self die diepte van God se liefde in jou eie lewe ervaar. Dit is amper soos 'n boemerang. Jy gooi die liefde uit en jy ontdek dat jy self weer met liefde omring word. Nie omdat God se liefde verdien word deur om goed te doen nie, maar omdat God se liefde wat deur ons vloei, dikwels ook vir ons die regte perspektief
kom gee, om God se liefde raak te sien om ons. Maar voordat jy dalk dink hierdie preek gaan eintlik net oor ons liefde, moet ons teruggaan. Vers 19 bring ons terug. Ons het lief, omdat hy ons eerste lief gehad het. Die kruis is die bewys. Jesus het nie gewag totdat ons goed genoeg was nie. Hy het nie gewag totdat ons hom terug lief het nie. Hy het ons eerste lief gehad. Dit is genade. En daarom kan ons lief hê. Ons probeer nie deur liefde vir God ons liefde verdien nie. Ons leef eintlik sy liefde uit dankbaarheid vir dit wat ons reeds van hom ontvang het. En dit is die verskil. Die wêreld wil vir ons kom leuns vertel. Die wêreld wil vir ons kom sê ons moet ons liefde verdien. Die evangelie, Jesus kom sê, ek het jou klaar lief. Ontvang jy my liefde en deel my liefde aan ander uit. Dit is die agape liefde van God. Onvoorwaardelik, sonder om dit te verdien. En dit is hy wie ons uitdeel wanneer ons ander lief het. So kom ons kom terug na die vraag, waar is die liefde? Where is the love? Dit is Christus. Dit begin by God. Dit word aan ons geopenbaar deur Jesus. En dit word in ons verwek deur die Heilige Gees. Dis 'n gawe van die Gees en vrug wat in ons lewens voortspruit. En dit word deur my en jou sigbaar aan 'n gebroke wêreld vol chaos. Mag ek en jy sy liefde gaan uitleef. En God se liefde moet uiteindelik 'n adres hê. En soms is daardie adres jou huis of jou werk of jou familie of jou kerk. Soms is die adres van God se liefde jou huwelik, jou gesin, jou vriendskappe, die WhatsApp boodskappe wat jy stuur, jou reaksie wanneer iemand jou kwaad maak, jou bereidheid om te vergewe, jou gewilligheid om te dien en te help. Jy wat iemand raak sien, wat voel niemand, nie eens God, sien hulle raak nie. Dit is God se liefde. Want Johannes sê, as God ons so lief gehad het, behoort ons mekaar ook lief te hê. En dit is die grootste gebod. Liefde vir God, liefde vir mekaar, nie net met woorde nie, maar ook met dade. Want liefde wat nooit iets kos nie, is dikwels net 'n gevoel. Maar God se liefde het hom alles gekos, sy seun. En daarom wanneer die wêreld distortion, confusion en chaos bring, mag ons die mense wees wat in die waarheid leef. Mag ons die mense wees wat nie net in God se liefde leef nie, uit die bron van liefde leef nie, maar ook sy liefde gaan uitdeel. Wanneer die wêreld vra, waar is die liefde? Laat hulle dit in jou lewe raak sien. En wanneer hulle vra, waar is God? Mag hulle iets van hom in jou raak sien, in jou manier van lewe, jou manier van lief hê. Nie omdat jy perfek is nie, nie omdat jy altyd alles reg doen nie, maar omdat die Heilige Gees in jou woon, omdat Christus in jou is, en omdat jy self eerste deur God onvoorwaardelik liefgehê word. Kom ons lig ons liefdesvlak, want niemand het God nog ooit gesien nie, maar mense kan sy liefde deur jou sien. Amen. Kom ons bid saam. Here God, ons sê vir U dankie vir die groot voorreg om U Vader te kan noem. Dankie Vader dat U ons so lief gehad het, dat U U seun gestuur het. Jesus Christus, dankie dat U U liefde aan ons bewys het op die kruis. Heilige Gees, dankie dat U U liefde in ons openbaar elke dag. Here God, ons verdien nie U liefde nie. Ons is so dankbaar vir U genade wat U aan ons bewys. Mag ons uit dankbaarheid
u liefde gaan uitdeel en in u liefde leef. Jesus, dit gaan alles net oor u. U is ons bron van liefde. Ons wil leef vanuit die liefde. Mag u sigbaar word in dit wat ons doen. Ons is so lief vir u. En ons wil dit wys. Amen. Gaan kyk gerus na ons afkondigings. Ons is baie dankbaar vir beterskap by Mieke. Daar's ook ander mense op ons Dorcaslys wat werklik gebed nodig het. Bid gerus vir hulle, dra hulle aan die Here op. En mag hulle ook dan daardeur God se liefde ervaar. Vir almal wat verjaar, ons sê vir julle geluk. En ons Jeep Campus ook om die draai. Indien jy dit oor jou hart voel en dit op jou hart druk en jy kan dalk 'n kind borg, vra ons dat jy asseblief R2000 in die kerk se rekening inbetaal en die verwysing Jeep Camp gebruik. En dan is dit ook met opwinding dat ons kan aankondig dat ons golfdag voortgaan hierdie jaar, 6 November by Jackal Creek Golfbaan. Ons nooi al ons golfers uit en ook die wat betrokke wil raak. Kom geniet die geleentheid saam met ons. Dan is ons fotokompetisie ook weer aan vir ons 2027 kalender. Skryf gerus in jou mikrofoto's van God se skepping wat sy liefde aan ons bewys. En kom ons onthou ook in hierdie week wat voor lê om sy liefde te gaan uitdeel. Kom ons sing 'n laaste lied saam oor God se liefde wat ons gaan uitleef. God is liefde, juig ons harte en bedink wat liefde doen, dat hy ons sy seun gestuur het om ons sonde te versoen. Hy wat eerste lief gehad het in liefde ons vergeef. Nou kan ons uit God gebore, uit die bron van liefde leef, uit die bron van liefde leef. God is liefde, juig ons harte en bedink wat liefde doen, dat hy ons sy seun gestuur het om ons sonde te versoen. Hy wat eerste lief gehad het in liefde ons vergeef. Nou kan ons uit God gebore, uit die bron van liefde leef, uit die bron van liefde leef. Hy wat eerste lief gehad het in liefde ons vergeef. Nou kan ons uit God gebore, uit die bron van liefde leef, uit die bron van liefde leef. Ontvang dan ook vandag die seën van die Here. Mag die Heilige Gees jou lei om die waarheid te ken. Mag God se liefde in jou leef en mag jy dit uitdeel aan almal om jou. Amen.